mekaar gaan bid. Dit is belangrik, ons kan bid vir mekaar. Amen. Nou blaai saam met my na Handelinge 3 vers 1 toe. En ek wil vanoggend 'n bietjie prakties raak, so ek kort gou 'n paar gaan 'n volunteer nodig hê. Hier's 'n paar jong manne, ek's baie bly Suid-Afrika is reg en hulle nodig hê vanoggend. Okay. Maar bly saam met my en ek wil vanoggend mee praat. Het lied het begin met 'n tema 2 weke terug oor wat het jy om te gee? En gaan jy geld vanoggend nie? Ek wil met jou gou praat oor anderste. Wat het jy om te gee? Wat het jy om te gee vanoggend? Nou blaai saam met na Handelinge 3 vers 1 tot 10 toe. En weer eens, ek hoop jy bring jou Bybels om kerk toe om te kan sien of jou Bybel sê wat my Bybel sê. Right. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. En hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat skone genoem word om 'n almoes te vra van die wat in die tempel toe ingaan. Ek wil prakties wees. Ek kort gou 'n volunteer. Moenie beweeg nie. Ek dink kom ons maak so. Wie van julle is die sterkste in julle drie? Is jy die sterkste? Daar dink jy die sterkste. Okay. So kom ons maak gou so. Ek weet Alwin is baie sterk, maar ons gaan vanoggend is ja, jy gaan my verlamde man wees. Jy 2 pelle. Wie is 2 pelle? Jy 2 pelle. Okay, nou hoor gou wat sê woord, né? Jy moet mooi luister. Hy sê daar was 'n sekere man gewees, né, wat aangedra wat kribbel was van sy geboorte was, wat aangedra was. Maar ek gaan gou bring. Dra hom gou vir my hiernatoe. Van sy huis af. Nee, hierdie man is op die punt sommer. Hy het klaar dinge. Is perfek man. Nee, hy's perfek vir dit. So dra hom vir my soontoe, julle twee sterk manne. Dis belangrik om hierdie pelle te hê, want hulle moet hom soontoe dra. Nee. Hy kan nie loop nie, ouens. Nee. Hy's lam. Daar is hy. En die woord sê, hy het hom aangedra en hom neergesit, was hom hier by die tempel. En aan het huis toe gegaan. Sê van baie. Okay. Nou, die woord sê van geboorte af, hy kribbel gewees en hy aangedra gewees en ek is doodseker, hy het 'n paar dae gesit. Jy moet bedeltjie hom. Daar is hy. En daar's niemand wat iets vir my gee vanoggend nie. Jy moet bedeltjie hom, jy moet bedel. Jy moet mooi vra hierso. Dis 'n tough crowd vanoggend, hoor. Maar vanoggend niks gebeur nie en hy het goeie pelle gehad man. Die woord sê, hulle het elke dag na dag, jy kan nie beweeg, jou voete is lam. Het hulle hom opgetel om hier te gebring en nooit uit huis toe gevat. Maar sy huis is daar agter. Okay, daar agter, daar by Wessel. Jy kan nie opstaan nie. Jy is lam. En dan het hy huis toe gegaan. Dis goeie pelle hierdie. Dis baie goeie pelle. En dan het hulle van baie gesê. En hy is toe gegaan. En die ou het elke dag 'n verwagting gehad. As hy sou kerk toe of tempel toe gaan iemand hom raak sien en 'n almoesie vir hom gee. En dit aand gewees en dit is weer dag gewees en het hom weer tempel toe gebring om weer te kom bedel. Goeie pelle. Onthou jy is lam, jy mag nie opstaan nie, né? En dan dra hulle hom en hulle kom neersit en dan het hy kom bedel om 'n almoesie met die hoop dat iemand vir hom iets sou gee. Ja, is 'n goeie chom hierdie hoor. Hulle ek's baie bly oor wat hulle hier maak. Soms so net weet hulle plek. Sê weer van baie, gaan doen julle werk. En jy bedel nou maar. Ek hoop iemand gaan vandag vir hom iets gee. Niemand nie. Ja, dis 'n tough crowd.
Dis baie. Hoe gaan wat sê die woord? En hy het gegaan en Petrus en Johannes, ek soek Johannes en Petrus. Ek sal Johannes wees of ek sal Petrus wees. Waar is Johannes? Johannes, kom saam met Johannes. Kom Johannes. Johannes. Die woord sê Petrus en Johannes was op pad tempel toe gewees om wat te doen? Te gaan bid. Okay. En toe as hy aankom, toe kyk hy vir ons. En die woord sê, hy het stip aangekyk, by the way, iemand wat gebedel het, altyd afgekyk. Iemand bedel, John. En hy het gekyk met 'n verwagting na hulle. Nee? Toe sien Petrus, toe hy sien Petrus hulle wou ingaan, hy kyk af. Toe sê Petrus wat vir hom? Toe Petrus sê vir hom, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle aangehou, in verwagting het hy iets van hulle sou ontvang. Dankie, Johannes. Sit stil. In daai tyd het verlammes nooit altyd afgekyk, hulle is skaam gewees. En toe die woord sê kyk na ons, kyk hy op na ons. Kyk vir my. Nee? En hy het 'n verwagting gehad. Yes, as iemand vir jy kyk vir my, is daar 'n verwagting en dan dink jy, hier gaan ek vandag skoor. Dis heilige manne, nee? So hopelik gaan ek iets vir hom kan gee, nee? Want kyk, want in die tempel was wie gewees? Die Fariseërs nie wie? En hulle het vir hom niks gegee nie. Ja, julle het baie moeilike taak vandag gedoen. Dit is 'n verwagting. En die woord sê, hy kyk met verwagting na Johannes en Petrus. En toe sê Johannes vir hom, so hy kyk vir hom, Petrus vir hom, en toe sê hy, maar silwer en goud het ek nie. Maar dit wat ek het, gaan ek vir jou gee. En hy sê vir hom, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Nou kan jy loop. Ja. Ek het maar gesit. En die woord, hy het opgestaan, hy het gespring, hy het geloof en prys. Maar sien, die woord, sê hy het altyd van gesê, kyk vir ons. Kyk na ons. Dit het 'n verwagting geskep. Iets van, ek gaan iets by jou kry. Die wêreld is op 'n plek wat hulle sê, kan ons nog kyk na die kerk? Want hulle kyk nie met 'n verwagting na die kerk. En wat het jy vir die wêreld om te gee? Want sien ons loop om kerk toe, gereeld. Nee, ons is baie heilig en ons is veilig. En die Here sê, ons is so bly dat die Here net van ons kyk en ons sy kinders, maar die woord sê, hierdie seun het met 'n verwagting gekyk. Daai woordjie om te kyk beteken, is baie eenvoudig eintlik. Beteken, gaan jy gaan? Means to look at, to behold, or to see. Dit is baie eenvoudig. As ek vir iemand sê, kyk vir my, kyk, as jou vrou vir jou sê, kyk vir my, dan weet jy, daar is 'n moeilikheid. Nee? Kan jy nie sien nie, man? Nee, dan weet jy, maar dit beteken, to look at, to behold, or to see. So die wêreld na ons kyk, is hulle besig om they are busy beholding. Hulle sê, beauty is in the eye of the beholding. Wanneer ek by 'n kunsgalery is, en ek kyk na die skildery, wat doen ek? Ek behold die beauty. Ek weet wat hulle sien nie. Ek kan nie goed sien nie, ek kan nie. Nee? Maar die mense sal baie goed kyk, dan sal hulle so, dan sal die kunsgalery persoon, wat noem jy hulle? Wat die plek bestuur? Die baas. 'n man se naam in my hart. Nee? Klein. As hulle vir hulle sê so wat sien jy? Sien 'n prentjie.
Die wêreld staan en kyk na ons en hulle vra vir mekaar, maar wat sien jy? Wat sien jy? En sy kyk na ons, skep 'n verwagting by die verlamde man, toe hulle sê, maar silwer en goud het ek nie. Het die man se gemoed weer gesink? Want ek meen, hy het 'n verwagting, as hy sê, luister Jom, ek het iets vir jou. Jesus, wat het jy? Nee? Ek weet nie of jy ook so is, maar as iemand vir jou sê, kom maak gou draai, ek wil iets vir jou gee, as jy soms opgewonde. Nee? Hoekom? Want daar's 'n verwagting, maar ek gaan iets kry. Hoopelik chocolates of biltong of iets lekkers. Jy weet, nie 'n rekening wat sê jy skuld my nie. Nee? Die wêreld kyk na my nou met 'n verwagting en hulle sê eintlik, maar gee tog dit vir my iets. Eintlik sê hulle vir ons, maar gee vir my Jesus. En my vraag is, maar wat kan jy vir die wêreld gee? Wat gee jy vir die wêreld? Sien, die wêreld het 'n honger en dors na iets. En ek en jy is geroep om vir hulle Jesus te gee, maar intussen gee ons vir hulle klomp ander goed. En ek wil 'n klomp goed hier gehad het vanoggend, maar dit nie uitgewerk nie. Maar Johannes 7 sê, had jy is geroep om vir hulle wat te gee? Strome van lewende water, omdat uit jou uit kan borrel. Uit jou uit kan vloei. En in die week wat vir so mooi was, Leon praat by voortrek en hy gee eintlik vir hulle baie elementêre les oor vrug. En hy sê vir hulle nou, right, hoe werk dit nou? As jy 'n appelsaad plant, wat gaan opkom? Sê weer? Appel, is jy seker? En as jy appel druk, wat kom uit die appel uit? Appelsap. As ek 'n appel se saad plant, gaan ek mos nie suurlemoen kry nie, korrek? Waar is my suurlemoen? Is my kantoor? Is in die huis? Ek kon gaan my suurlemoen. En ding is in die huis. Johannes het hom seker gesteel. Maar jy kry nie suurlemoen nie. Jy kry appels. Maar die wêreld kyk na ons en ons is besig om goed te plant, maar ons gee nie vir hulle en wat lekker is wat ek waardeer van sy boodskap is, hy sê vir hulle, maar as God binne jou is, Jesus binne jou is, God is wat? God is, Johannes 4 sê wat? God is liefde. Wat is ek veronderstel om die wêreld te gee? Liefde, maar wat gee ons vir hulle? Alles behalwe liefde. En sien ek en jy, die wêreld sê, gee my iets. Johannes 7 sê, uit jou binneste moet vloei strome van wat? Van lewende water. En hierdie ou kyk na Johannes en Petrus en hy sê, maar ek het 'n verwagting. Die wêreld het 'n verwagting. Hulle wil wat hê. As jy dors is, wat drink jy? Jy drink water, maar jy gaan nie na 'n plek toe gaan met vuil water nie. Jy gaan nie sommer daar op 'n hier afloop in die straat, wat baie in Bethlehem gebeur nou is daar sommer lekker die hoel in die straat afloop. Jy gaan nie daar 'n slukkie vat nie. Jy gaan Pepsi Max drink, sê Elwyn. Ja. Ek gaan nie kies om wat te doen, om te gaan riool drink. Ek wil water hê. Is ek reg? Kun jy my suurlemoen kry? Ag, liefie, jy nee. As ek 'n suurlemoen druk, wat gebeur? Ek kies suurlemoensap. Iemand vir my messie hierso. Die wêreld wil wat hê? Skoon water hê.
Maar kom hulle slimmer. Ons gee sommer vir suurlemoensap. Wat gou 'n slukkie. Dis lekker. Woe! Ek is lief vir Jesus, die liefde van Jesus. Dit is wat? Dis liefde en blydskap. Ooh, wie blydskap. Ooh, smile, dis lekker. Dis smile. Kom, is liefde hierdie. Wanneer hy hou van suurlemoensap. Geef hulle blydskap. Ooh. Blydskap, dis lekker. Ooh. Hy maak jy dors. As ek kon, het ek nou nog Tabasco hierby gegooi en klomp bygegooi. Hoekom? Want ons wil klomp gemors mense gee, maar wil water hê, maar ek gee vir hulle suurlemoensap. As jy vir mense drink, kom drink by my. En ek mag dit nie meer doen nie, maar ek hou daarvan om dit baie keer te doen. Om vir water in te gooi en klomp goed in te gooi. Jy sê kom drink. Kom drink. Ons sê baie vir mense besloelde water. Ons gee vir hulle water vol van gemors. Hulle is dors. Hulle is drink. Wat gooi jy, wat gee vir mense? Ons gee baie keer vir hulle vrees. Nee? Selfs al loop ek die skadu van doodskade wees, sal ek geen al vrees nie, sê die woord. Maar laat die petrolprys 'n bietjie opgaan. Drink. Halleluja. Laat dan net bietjie lyk of die koers nie gaan lekker wees nie. Kom drink gou, drink. Jy is spanlid, jy moet drink. Nog een plaasmoord. Harold, halleluja. Vat 'n slukkie drink. Geef hulle, saam met vrees, geef hulle wat nog? Geef hulle ongeloof. Geef hulle geloof nie. Jakobus 5 sê, moenie bid en vra, en God gaan vir jou gee nie. Ja, Hebreërs sê net geloof sal God behaag. Nee my broer, die Here gaan voorsien, drink tog net 'n bietjie van die vrede, van die ongeloof. Hy sal pap gedruk hierin. Ek sê gereeld, that faith is the currency of heaven. Ek het geloof nodig. Pastoor, ek vertrou die Here maar, nee, my maar het sopas my geloof gedeactivate. Drink. Saam met wat ek vir mense gee, ek sê vir hulle, ek kom drink by my water, maar deel van my water is my sonde. Dan trek jy 'n bietjie water met Tabasco in en met klomp ander goed in en so voort, en drink hiervan. Dis gesond vir jou. As ek van die van gee, sy moeder siek. Drink aan my verslawing van pornografie. Drink aan my verslawing van wat wil ek ook mee sukkel. Kom drink by my asseblief. Kom drink. Maar Paulus skryf in Timoteus, hy sê dat ek en jy moet vlug van die sonde af. Jy weet wat asseblief. Vlug van sonde af. Silwer en goud het ek nie. Die antwoord op die probleem is nie geld nie. Dis nie om nog geld in 'n ding toe te gooi nie. Die antwoord is wat het jy? En dis veronderstel om Jesus te wees. 1 Korintiërs 2 vers 4 kom Paulus hy skryf: Toe ek vir julle geleer het en vertel van Christus, het ek nie met slim woorde gebruik sodat julle moet glo nie. Nee, die Gees van God het sterk in my gewerk. Het jy nog die Heilige Gees om te gee? Handelinge 1 vers 8 sê volgende: Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom,
sal julle wat doen? Julle sal gaan geld maak, en julle sal gaan karre koop, en julle sal gaan, nee, hy sê, julle sal krag ontvang, en oral mense, eerstehands van my vertel, in Jerusalem, in Judea, in Samaria, en tot aan die uiteinde van die aarde. Het jy nog die krag van die Heilige Gees in jou lewe? Soos wanneer iemand by jou kom, kan jy vir hulle sê, ouens, ek het nie geld vir jou nie, ek het nie vir jou R1 miljoen, ek het nie vir jou R5 nie, maar ek het vir jou die krag van God, van die Heilige Gees in my lewe. Die woord sê, hy sê, jy gaan eerstehands vir hulle vertel. Nie tweedehands nie. Het jy nog stories van hoe God in die lewe gewerk het? Weet jy hoekom hierdie kerke se getuienisdienste toegemaak? Want oom Sunny, tannie Sunny en oom Jakobus en wie ook al kom praat van 'n getuienis van 30 jaar terug van my ma se pa se ouma se hond. Daar's niks meer vars nie. Die wêreld kyk nou en hulle vra maar, jy sê God doen wonderwerke. Wanneer laas God in jou lewe wonderwerke gedoen? Wanneer laas? Okay, dis baie heilige antwoord. Wanneer laas die krag van God in jou lewe gewerk? Ek praat net van jou normale, dankie Jesus vir my lewe, dankie vir my dag en sovoorts. Wanneer laat God vir jou voorsien? Wanneer laat God vir jou 'n deurbraak gegee? 2 weke terug in Lindley is ons daar om te bedien en daar's 'n moment en in plaas van die 20 mense wat daar is, daar gaan net 10 mense op, 15 mense op in die diens. Great. Wat gaan ons nou maak? Ons hou kerk. Die diens klaar. Laat ons vir mense bid wat siek is. Dan kom 'n meisiekind, sy is omtrent so 15, 16 jaar oud. Kom sy en sy dra dik brille en sy sê vir my, ek dink is die linker oog, is 70% blind en die ander oogie trek skeel. Harold, jy weet wie sy is, né? Pastoor, sê nie vir my bid asseblief. Laat my oë net sal reg trek. Ek sê nie ons gaan bid die oë oop gaan. Ons bid vir 'n meisiekind, haal haar bril af en onmiddellik toe ons waar begin bid. Die oog wat jy kon sien nie, kan sy begin sien. Dis nie aan die kant, dit is hier. Daarna is tannie wat moet gaan vir operasie die Woensdag, haar knie gee in. Ons bid vir tannie my te staan om knie te genees. Sy kom in met krikke, loop uit sonder krikke. Die krag van die Here is daar om wat te doen, om wonders te doen. Maar wanneer laas het jy uitgegaan om vir mense te bid wat siek is? Nee, ek is te bang. Nee, dis nie ek, dis die pastoor se werk. Nee. Hy sê hierso. Maar wanneer Heilige Gees oor julle kom, 2 Timoteus 1:7 sê, God het my nie 'n gees van vrees gegee nie. O Gees maak nie vir mense vrees om te drink. Drink van my vrees. Drink van my ongeloof. Hy sê nee. 'n gees van vrees nie, maar 'n gees van wat? Van krag, van liefde en van selfbeheersing. Krag. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Ek moet ophou om die vyand so groot te maak. Ouens, my Here wat ek dien, is nie subject to nie. Weet wat dit beteken? Daar is nie terms and conditions by sy krag nie. Dis nie, hy kan dit doen maar. Nee, hy kan alles doen. Daar's nie 'n duiwel of 'n gees of 'n situasie wat bo hom is nie. God se naam is bo elke ander naam. Kolossense sê, hy het my gered en hy het my gevat van die donkerte in die lig in. 'n one-step program. Daar's nie 'n 5-step program van kom eens op bekering, gaan vir bevryding en kom goed. Dis nee. Ek glo God se krag is by magte om tot die sterkste demoon uit te dryf. Kyk, gee 'n skok. Rian Swiegelaar is
die president van die AGS, van die AGS, van die Sataniese kerk gewees in Suid-Afrika. Hy is die hoogste Sataniese ou in ons land gewees. En God kom moet hom in 'n ritueel. Hy is besig om die duiwel op te roep. God is so sterk, hy infiltreer sy ritueel en hy kom encounter hom en kom tot bekering terwyl hy besig is om 'n ritueel te doen. Dis hoe sterk God is. God is nie onderdanig aan 'n demoon nie. God kan enigiets overpower. Maar ons is so bang, nee, wat as die Here? Nee, nonsens. Hou op om die vyand te groot te maak. As jy sukkel met sonde, sukkel met goeders, God is bemagtig om dit te overpower. Hy woordjie krag is die woordjie dunamis. Daar's twee woorde vir krag. Dunamis. Explosive power. Dis wanneer ek dinamiet vat, ek druk hom in die grond, ek laat hom wat gebeur. Dan ontplof hy en hy maak wat? Hy maak 'n gat gewoonlik, né? Maar dis krag. Maar die woordjie dunamis beteken by virtue of its nature. So hy sê, jy gaan krag, jy gaan dynamis ontvang by virtue of its nature. Wat beteken? Ek kry krag binne my as gevolg van die natuur van God wat binne my is. Dis nie jy wat so great is nie. Dis God se krag binne jou wat jou aktiveer om te doen wat jy moet doen. Maar die ander woord is exousia. Dit beteken authority of continual inflowing. Ek kry nie enkele krag nie, ek kry continuously krag. Daar's nie load shedding nie, jy is heeltemal reg. Daar's nie beerkrag in God se koninkryk nie. Ek hou van daai, dis ek gaan hom steel. Maar ons kom 'n plek wat ek dink nee, ek moet nou eers vir 5 ure gaan bid en 12 dae gaan vas en dan kan ek gebid vir 'n sieke. Nee, die woord sê as God se gees in jou is, het jy 'n continual inflowing to manifest the power of God there where you go. Matteus 28. All authority has been given to me. Lukas 10 vers 19. I have given you authority over all things. Hy sê wat? Ek gee vir jou aan die autoriteit, die mag om te doen wat? Om te loop oor die krag. Net gou tap of net 'n bietjie Afrikaanse terminologie. Mag is bo krag, it's by the way. Jy weet dit, nee. So die woord sê, ek gee vir jou die mag om oor die krag van die vyand te loop. Wat vir my sê, ek en jy as gelowige van kind van God, as gelowige, het meer mag, het meer krag as die vyand, maar ons gee vir hom te veel in ons lewens. So die krag, die authority om te heers. En die woord sê, en jy sal groter dinge doen as Jesus. Die tweede ding wat ons het om te gee is liefde. Ons gee met mense liefde. Jy het die Heilige Gees met liefde. Johannes 13 sê, en hierdan sal almal weet, dat jy my disipel is, as julle liefde onder mekaar het. Ons het nie meer liefde onder mekaar nie. Ons het nie meer nie. Die Afrikaner volk het nie meer liefde onder mekaar nie. Ook die gelowiges nie. Ons kyk waar kan ons mekaar indoen. Dis einde of amen. Waar kan ons aan indoen? Maar wat sê die woord in Matteus 22? Hulle try Jesus vasvra en hulle sê vir hom, Jesus, wat is die grootste gebod wat daar is? Nou try hulle hom vasvang, en so die heiliges try hom vasmaak, en hy sê volgende, hy sê, julle moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en jou hele siel, hele verstand. Wie het God lief? Wie sal God lief? Okay, 'n paar van ons. Hy sê, maar die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Wie het jouself lief? Jy het. As jy jouself kos gee, is jy lief vir jouself. As jy dors is, jy gee vir jouself water of koel, dan is jy lief vir jouself. As jy jouself klere koop, is jy lief vir jouself. Maar hy sê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En ek kom by die vergelyking van die barmhartige Samaritaan, waar hy sê, maar die Samaritaan gaan help.
En hy is 'n verwerpende gewees. Sien Johannes 1 Johannes 4 sê, dat God is liefde. As hy in my woon, moet ek vir mense kan liefde gee. Maar ons gee nie vir liefde nie. Hierin is sy liefde aan ons bewys. Deur ons as sondaars was, sy enigste seun vir ons te stuur, sodat hy kan sterwe en ons die ewige lewe kan hê. Kerk, wat gee jy vir mense om te drink? Gee jy vir hulle Jesus of gee jy vir hulle ander goeders? Die ander ding wat jy het om te gee is Jesus. 1 Korintiërs 2 vers 2, ou vertaling. Want ek het my voorgenem om niks anders onder hulle te weet as Jesus Christus en hom die gekruisigde nie. Wat gee jy vir mense wat tussen hulle is? Gee jy vir hulle kennis? Gee jy vir hulle... Paulus het alle rede om alles behalwe Jesus te gee. Onthou hy die Bybel was hy geskryf. Hy's in daai tyd gewees en met topgeleerde ouens in sy tyd gewees. Hierdie ou was ou wat ouens vervolg het. Hy was die ou gewees in daai tyd. Maar sê ouens, ek kom nie as Paulus sê, ek kom sodat julle kan Jesus niks anders as Jesus weet nie. As 'n ou sê ding, wat sê die beste pil is wat? Die gospel, al wel hoor. Hy sê ons al wat ek wil gee is die evangelie van Christus, niks anders dan nie. Jy sien, die storie van Jesus is 'n storie van genade. Dis die storie van Jesus, is 'n storie van genade. Hy kom by die vrou by die put en hy doen wat? Hy gee vir haar genade. Hy kom by Saggeus en hy gee vir hom wat? Hy gee vir hom genade. Hy kom by soveel plekke en hy doen wat? Hy gee vir mense genade. Hy kom op die kruis, op die laaste plek waar jy kan ding om genade kry, en 'n rower in die kruis, as jy gekruisig was dit van die slegste maniere om dood te gaan. En hy doen wat? En hy gee vir my ou aan sy een kant, sê vir hom, hy gee vir hom wat? Hy gee vir hom genade. Maar ek en jy gee vir baie mense soveel oordeel. Jy gesien hoe het Alwyn weer gesondig. Here. Ag, wees nog met Alwyn. Jy gesien wat in Evan. Jy gesien wat in Harold. Ons oordeel so maklik. Jakobus 4 vers 12. Daar's egter maar een wetgewer en regter. Dis hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Jakobus 4 vers 12. Ons oordeel so maklik. En nie veel later nie, stap jy self in 'n eie slaggat. Wie jy wat staan, nie sal val nie. Jesus roep my om 'n storie van genade te skryf. Ons gaan nog wel gebruik. Maar ek wil vir jou vra vanoggend, wat het jy om te gee? Gee jy lewende water? Of kom jy by mense en jy gee vir hulle maar siele moet stap? Of gee vir hulle water gemeng met klomp gemors? Efesiërs 4 sê moet dat geen, die Engels sê, let no unwholesome talk come from my mouth. Hy wil nie unwholesome, hy wil nie septic. Ek gee baie keer vir mense septiese water. Dan dink jy, hulle moet gesond bly, om gesond word. Omdat ek en jy nie vars water mense kan gee nie, lewende water mense kan gee nie, kry ons 'n
'n generasie, 'n wêreld wat siek is. Almal is oor die gebou gesluit vir 'n oomblik. Ek wil vir jou 2 vrae vra. Dalk sit jy vanoggend hierso en jy sê vir my, Ewan, ek ken nog nie eers hierdie Jesus nie. Dalk, ek ken nog nie Jesus, jy praat van Jesus, maar ek het hom nog self nie eers geontdek nie. Ek het nog self nie eers die Jesus wat jy van praat gekry nie. Ek kom kerk toe en ek hoop, maar ek het nog self nie Jesus nie. Hoe kan ek hom gee as hom nog nie het nie? As jy vanoggend sê, maar ek kort Jesus in my lewe. Met almal se oë gesluit vir 'n oomblik. Gaan opsteek vir my. Gou vinnig sê, dankie. Here, ek kort Jesus, dankie. Dalk sê jy vanoggend, ek het Jesus, maar ek het nog nie vir mense begin gee nie. Dalk moet jy vanoggend net weer krag ontvang. Dalk moet jy vanoggend op 'n plek waar jy sê, maar ek wil Jesus gee. Ek is so bang. 1 Timoteus 4. Hy het my nie gees van vrees gegee nie, maar van krag, van liefde, van selfbeheersing. Daarom ek weer in daai weer begin loop. 2 Timoteus 1 vers 7. Here wil U my bekragtig met krag, liefde en selfbeheersing hê. Maar wie kan 'n getuie word vir U? Vanoggend ek saam jou bid. As jy sê, Ewan, ek wil my hart vir Here gee, maar ek wil ook Jesus kan gee vir die mense. So Vader, hier waar ons sit vandag, Here. Here, bid ek dat U, Vader, ons heel eerste, Here, mense wat sê, Here, ek wil Jesus in my lewe hê. Vader, wil U nie kom en vanoggend, Here, in elkeen se hart kom werk. Vader, en mag hulle vanoggend besef en ervaar. Here, mag hulle weet hulle is U kind, Vader. Heilige Gees, U vanoggend sal kom en in daai lewens sal instap en alles verander nie. Here, mag hulle sien hoe hulle U kind is, Vader. Heilige Gees, U hulle kom volmaak, hulle kom bekragtig nie. Here, en ons wat sê, Here, ek het nodig om 'n getuie te word, Vader. Here, ek bid dat U vir ons, Here, sal bekragtig, Vader. Here, bekragtig Here met die krag, met die Gees. Here, mag ons vir mense weer begin Jesus gee, Vader. Here, mag ons vir mense strome van lewende water gee, Vader, en nie klomp gemors nie, Vader. Nie vrees of sonde of ongeloof nie, Vader, maar krag vir Jesus, liefde en die Heilige Gees. Vader, ek bid dat U ons sal bekragtig vanoggend, Here Jesus. Dat ons sal 'n verskil gemaak. In Jesus naam. Ek wil uitnooi.